Presies, daarom gaan Moses na Aaron van die vergadering af weg, by die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van Jahwe aan hulle, en Jahwe het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal die rots sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Maklike opdrag. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van Jahwe weg, soos hy hom beveel het. En Moses na Aaron die vergadering voor die rots laat bymekaar kom, en hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met die staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê Jahwe vir Moses na Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan julle gegee het nie. So wat het hulle gedoen? Die rots geslaan. Vader het gesê, praat met die rots. Dit sluit my ook aan by die wet. Die wet is baie streng. Ons kan nie dit toepas as ons wil nie. Ek wil nou nie die vervulling daarvan dit maak nie, maar net om te sien, wat is nou so verkeerd daaraan? Omdat dit profeties is, van dinge wat gaan kom. En nou verander ek aan dit. Wat gebeur nou met die profesie wat met 'n vervulling gaan? En daar's profetiese rede hoekom hulle met die rots moet praat, en daar kom water voort, en hulle slaan die rots. En Vader sê, julle oortreding is so erg, ten spyte daarvan dat julle 40 jaar deur die woestyn trek, saam met die volk, kan julle nie ingaan nie. Vers 13. Dit is die waters van Meriba, waar die kinders van Israel met Jahwe getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. OK. Is daar iemand wat iets wil bydra oor die waters van Meriba, en die praat en die slaan? Baan, wat ek oplet hierso is soos enige ander ding in die natuur wat 100% gehoorsaam is in Jahwe. Al is dit teen sy karakter. Soos die vuur wat nie vir Daniël se vriende gebrand het nie, omdat die Vader gesê het dit sal nie gebeur nie. Net so ook, ek meen 'n rots is 'n rots. Nou mense kan nou sê ja, die water vloei te rots uit want dit het daaronder versamel. Jy kan nou baie tegnies en wetenskaplik word. Maar ek meen net die feit dat Vader gesê het daar sal water uit die rots uitkom, het die rots die water gelewer. En dit is net 'n bewys van hoe gehoorsaam enige ander vorm van iets wat nie sy eie wil het nie, tog in Jahwe is. Dit is baie mooi waarneming, Werner. Die hele wet en die profete getuig van Yeshua. En Yeshua is die woord wat vlees geword het. En wat is die woord? Dis wat hy sê. Om aan te sluit by wat jy nou gesê het, wat hy ook al sê, sal gebeur. En jou verduideliking is baie mooi, dat die natuur tree abnormaal. Hoekom? Net omdat hy iets gesê het. Dis al, hy sê dit nie. Hoe die natuur is geskape, deurdat hy gesê het. Hy sê, daar sal water uit die rots uitkom. Hy sê vir Moses, vat jou staf en slaan op die water van die Rooi See en dit sal oopgaan. Dis abnormaal. Hoekom gaan dit oop? Net omdat Vader so gesê het. Toe Yeshua hier was, het hy gesê, gaan, jou dogter is gesond. En dan gaan die persoon en hy sê, die dogter is gesond, dan vra hy vir die diensknegt, wanneer dit gebeur? Dan sê hy daai uur, en dan sê hy, dis presies die tyd wat hy dit gesê het. En ons maak nie die koppeling tussen daai wonderwerkende woorde en die Bybel. Wat is die Bybel? Dis die woorde van God. Net so kragtig soos daai woorde is wat sê, daar sal water uit die rots uitkom, en soos Werner gesê het, gebeur hierdie abnormaliteit. Water doen nie dit nie. En daar kom dit uit. Net omdat hy dit gesê het, is die hele woord van God wat ons lees, se krag presies dieselfde as daai. Net omdat hy so gesê het, gaan dit gebeur. Maar ons word geleer om die geskrewe woord van God in die Bybel af te water. En al meer. Dis net vergelyking. Dis nie heeltemal so nie. Jy moet weet is vertaal. Jy moet foute in die Romeinse kerk. En hoekom? Want die Satan weet wat 'n geweldige krag in die woorde van God is. Wat 'n krag? Dat as hy gesê het, kom laat ons oorvaar ander kant toe, dan kan die storme opkom soos hy wil. Hulle gaan oorvaar ander kant toe, net omdat hy dit gesê het. En as ons kan terugkom tot daai bewustheid
dat dit is wat die woorde van God is, sal 'n geloof in ons hart opspring. Want die geloof is wat? Geloof is nie gehoor nie, gehoor is uit die woord van God. Die woord van God gee vir ons geloof, omdat die woord van God hierdie geweldige krag het. Ander woorde het dit nie. Ek kan praat soos ek wil. Baie mense sê, jy moet dit en dit spreek. Jy kan spreek as jy blou is in die gesig, gaan niks gebeur nie. Daar is nie krag in my woorde. Maar daar is krag in die woorde van God, dat as hy gesê het, sal dit so wees. Maar alles is onderworpe aan sy spraak, aan sy sê. En dis wat ek bedoel het, ons het nie begrip vir hoe eng dit is nie. Dit kan nie anderster as om te wees wat hy sê dit is nie. En dis die mooi van die beskrywing van die woord van God. Dis wat hy gesê het. En dis wat dit sal wees, wat hy ook al gesê het. Hy kan nie iets sê en dit nie bedoel nie, want dit gaan gebeur. Jy kan nie iemand skiet met 'n geweer en sê, ek het dit nie bedoel nie, daar lê hy mors dit. En so is Joshua se woorde. Hy kan nie iets spreek en sê ek het dit nie bedoel nie. En dis hoe ernstig ons sy woorde moet opneem. Dis hoekom ons nie aan die woorde verander nie. As hy gesê het, ek is die God van Israel, dan verander ons dit na die woorde, ons sê, dis die God van die kerk, of die God van die Jode, of die God van, dis nie wat hy gesê het nie. As hy wou gesê het, ek is die God van die wedergeborenes, dan sou hy dit gesê het. Ek is die God van die Jode, hy sou dit gesê het. Hy het gesê, ek is die God van Israel. En Israel is Jakob en sy nageslag. Mag dit nie verander nie. En ek dink, ons 'n absolute respek, en ek wil sê, 'n vrees kry vir die woorde van die Almagtige. Dan kan dit ook veroorsaak dat ons geloof kry daarin, want net soos hy is wat hy is sy woorde wat dit is. Hy sê, ek gaan nie terug op wat ek gesê het nie. Dis wat dit is.